Can you see your life? That I had to say goodbye to you so fast. I'm so numb, I can't feel anymore. Praying you just walk back to that door and tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another angel around the throne tonight. Love is on inside me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Always made my troubles feel so small. You were always there to catch me when I fall. In a world of heroes come and go, well, God just took the only one I know. So I hold you as close as I can, longing for the day when I see your face again. But until then,
Love is gone inside me, and I will hold on tight. It's not time to leave the question, only yours on mine. I'm just jealous of the angels around the throne tonight, singing hallelujah, hallelujah. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Goeiemôre, kom ons staan en sê ook in die gebed. Ons gee ons God en Vader Here in hierdie oggend, hierdie minuut en hierdie uur waar ons hierdie gebou, hierdie verrigtinge aan U toeken. My God Vader, ek bid Here dat elke hart wat seer is, Here, sal genees. Elke hart wat seer is, sal Here teen die boesem vasdruk. Vader, ons is hier vanoggend, Here, om eer te bring aan 'n wonderlike en fantastiese man wat diep spore getrap het deur baie mense se lewens, nie net eers homself, maar deur sy sang en deur sy loopbaan. Vader, ek bid dat U elkeen sal seën wat hierdie tyd uitgekoop het. Ons loof U daarvoor in Jesus naam alleen. Amen. Amen. Kom ons neem ons plekke. Vrienden en familie, ek gaan kerse brand vir jou, vir mense wat ver is, wat nie kan wees nie, en as ons vir myself, vir al die liefde wat ek my gegee en die omgee. Die eerste kers is vir my, omdat die liefde van my was vir Here gewees, en ek wil wacht is goed. Tweede kers is vir Antoinette. Sy is oorsien, sy sit in land, sy kan nie weet waar oor wie sy begrafenis nie. Derde kers is vir Chantal. Antoinette is sy dochter. It's Michelle, but it is what's here. If I think that, it's what the next I go. Zesde kers is vir Sani aan dit se tweede kindjie. Dan praat ek kers vir Engela, jou se dogter wat nie kan wees nie. Dan maak ek 'n kers vir Steven Joe, Engels se man, Jan se skoonseun. Dan maak ek 'n kers vir Melindy,
Jan se kind, Jan se kleindogter. Ek braak die kers vir my dogter, wat Jan aanvaar het as haar eie pa. Sy het ook altyd pa geroep, bietjie oor my. Dan braak ek die kers vir my kleinkind, Johan Rijn, ons prins. Hy is nie gesond en hy kan nie wees nie. Hy is in ons lewe. En dan, Jan se oorgawe, Joelle, wat begin staan by Jan as middelkoppie. Nou is allemaal in die sien, wat kan die kers volgen? Brand de kaars voor Richard, als we dit zo zien. Dat is ook een prima. En die laatste kaars, omdat ik voor al die familieleden wat plezier is wat ik kan weer zien. Soos ons sien vanoggend, het Jan baie die spore gestap tussen baie mense. Ek dink as ons teruggaan in Jan se lewe en sy musiekloopbaan en almal wat hy aangeraak het deur sy persoonlikheid en die mense wat hy met kennis was, dink ek as ons vandag almal by mekaar gekry het, kan alles pap te klein is om al sy mense te hê wat hy spore deur hulle lewe getrap het. Ek het die voorreg gehad om te leer ken, toe hy nog van gesing het, ons het nou nog van sy series daar agter. En hy was 'n geseënde man gewees. Hy dinge vir mense onselfsugtelik gedoen. Hy was altyd daar. As jy oor nodig het, met hom praat, was hy daar. Hy was regtig iemand wat jy op kon staat maak. En as ek sien die familie vandag en die hartseer, dan weet ek, hy gaan gemis word. Ek dink jy as 'n groter voorreg vandag wat op my gestel is om hierdie diens waar te neem in die laaste. Dit baie van ons kom. Ons is geneig om te sê, Jan is dood, en ons wil 'n punt daarna sit. Maar ons sal nou sien in die skrif, agter die dood is daar nie 'n punt nie. Na die dood is daar 'n komma. Al lewe hy nie meer op die aarde, lewe hy nog op 2 plekke. Hy lewe in ons harte, en hy lewe in God se teenwoordigheid. Daar is soveel dinge wat as ons kom, as ek deur die series gaan, en vandag en môre oor 'n jaar, en dan kom op sy serie af, en dan kom al die herinneringe terug. Ons as familie en vriende ook, jy sal in die straat loop, en dan sê jy, iemand van agteraf sien, of iemand van die kant af, of net iets sien, dan sê jy, daar gaan jy. Daar is soveel dinge, wat ons sal herinner, aan die voetspore wat hy deur ons lewe getrap en geloop het. Jesus is baie duisende jare wat hy gesterf en opgestaan het.
En elke keer as ons na die natuur kyk, dan sien ons hom daar. As ons kyk na die wolke en die reën en die sterre en die maan en alles, as ons daarna kyk, dan sien ons Jesus. Want die woord leer ons, hy sê niks het ontstaan wat ontstaan het nie, as nie hy was nie. En ons as mens is deur hom geskape. Jan is deur hom geskape met 'n doel. God het vir ons elkeen met 'n doel geskape, van punt A tot punt Z, het hy vir ons 'n pad uitgelê. En soms deur ons eie denke en ons eie doene en late, gaan ons eie rigtings, BCD, en ons gaan weg van die pad af, wat God vir ons uitgelê het. Maar net soos die man op die kruis op die linkerkant van Jesus, het God hom op die laaste oomblik teruggebring na hom. Al wat hy nodig gehad het om te doen, is om te erken dat Jesus die Seun van God is. Vanoggend sit ons hier en ons elkeen het verskillende denke rondom Jan. Baie goeie denke, miskien baie nie so goed nie. Maar God het vir hom 'n plan uitgelê en hy daar volgens gestap. Soms het hy ons ken nie alles nie. Soms het hy na B, C, wat ook al, bietjie afgedwaal van die pad af. Maar ek het hom gaan besoek in die hospitaal voordat hy gesterf het. En ek wil sê, soms staan ek hier voor en dan doen ek 'n woord en ek praat en dan is ek nie heeltemal seker in my gedagtes en my hart of hierdie persoon werklik by God is. Maar ek kan vir jou met alle sekerheid vanoggend sê, dat die engel het hom omhaal toe hy gesterf het. Hy is in die teenwoordigheid van God. Net soos Lazarus het die God die engele gestuur om hom te gaan haal. My pa so 4-5 weke terug oorlede en daar het ek gesien, ons het langs sy bed gestaan terwyl hy gesterf het. En ons kon sien dat hy reeds in die ander kant. Hy het met sy niggie gepraat wat 30 jaar terug dood is. Hy het met sy pa gepraat wat baie jare terug dood. Hy het hulle by die naam genoem. En ek weet, as ons kop hier neer lê, en ons maak ons oop oop aan die ander kant, is ons in God se teenwoordigheid. En dit is waar Jan is. Die dood vanoggend vir Jan is nie 'n punt nie. Dit is 'n komma. Want hy lewe vir altyd en vir ewig in die teenwoordigheid van ons lewende God. Dit is nou vir ons wat oorbly, wat nie is om dieselfde pad te stap as wat hy gestap het in die teenwoordigheid van God. Dit ongelukkig is dit so, die Bybel leer ons, hy sê daar's 2 weë, een wat lei na die hemel, een wat lei na die hel. 2 weë. Daar's geen middelpad nie. As ons Jan wil sien, moet ons die smal weë vat, die een wat ons na God toe lei, nie die breë weë van die wêreld nie. Die smal weë wat na God toe gaan, want op daai smal weë is daar net plek vir 2 mense, God en jy. Jy kan nie jou ventertreilertjie saamvat nie, jy kan nie jou broer en suster saam met jou vat nie. Die Bybel leer ons, hy sê elke knie sal buig, elke knie sal buig, elke tong sal bely dat hy God is. Jy gaan alleen eendag voor God staan, net soos hy alleen voor God staan. En 'n rekenskap gee van die lewe wat hy gevoer het toe hy op die aarde was. So gaan elkeen van ons eendag voor God staan. En God gaan vir jou vra, wat het jy gedoen? Die belangrikste vraag wat God op daai oomblik gevra en wat hy vir Jesus gevra het, toe hy voor ons staan sê, is Jan se naam geskrywe in die boek van die lewe. As jy eendag voor God staan en God vra vir jou, hy vra vir Jesus, is sy naam geskrywe in die boek van die lewe? Wat gaan sy antwoord wees? Was daar 'n dag in jou lewe, soos in Jan se lewe 'n dag was, waar hy op sy knieë geval het en sê, Here, ek neem nie aan as my saligmaker. Here, skryf my naam in die boek van die lewe.
Elkeen van ons gaan voor God staan en gaan my vraag en gevra, is sy naam, is haar naam in die boek van die lewe geskryf. Daar's baie daar mense wat vanoggend self op die Skype en oralste wat luister na hierdie boodskap. En ek het dieselfde ding gesê op my broer se begrafnis en op my pa se begrafnis. Nie een van ons kan nou op hierdie oomblik omdraai en vir God sê, ek het nie geweet nie. Want die woord is baie duidelik. As jy wil God sien, moet jy Jesus Christus aanneem as jou saligmaker. Dan moet 'n dag in jou lewe kom waar jou knieë buig en die Here aanneem en jou naam moet geskryf word in die boek van die lewe. Daar's 'n belangrike faktor wat in Jesus se lewe in plek gekom het vir jou en vir my om in, sodat ons kan sê ons is kinders van God. En ons gaan dit nou sing. Ons gaan opstaan en gaan ons sing, daar is hy kruis. So 'n bietjie wat die familie vra dat ons sing. Kom ons staan op ons voete. Daar is hy kruis. Zo kruis, ja redder aan de kruis ons bestaan. Zo kruis, en daarom zal ik zingen. Zij komt overgaven. Wie zal mij dan doodmaken? Als mijn voeten dans, los, dan ben ik van, dat was de hoofdreis. Een redder aan de hoofdreis, als het staat, oh ja. En daarom zal het zijn. En vraag niet hoe jij voelde. Als gevolgens
my Jesus, Anaro, Grace, us, Krishna, Yadavasam, Christ, and all en daarom kan ik Dankie, kom speel ons het. Die skrifgie wat ek graag vandag vir ons lees, die kern van ons skrif is in Psalm 23. Maar die skrifgie waarmee ek die woord wil begin, staan in Johannes 11 vanaf vers 25. Dit is waar die komma inkom waarvan ek gepraat het. Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe, en wie in my glo, sal lewe, al het hy ook al gesterwe. En elkeen wat in my glo, sal nooit sterwe, maar tot in alle ewigheid lewe. Glo jy dit? Hy vra die vraag nadat hy gesê het, hy sê, wat ek nou ook al sê, glo jy dit? Wat die woord ook al vanoggend vir ons uitbring, as jy hier so staan na die tyd, moet jy vir jouself sê, glo ek dit? Glo ek dit wat die pastoor gepraat het? Glo ek dit wat die woord sê? Ons kry baie as pastore, kry ons, en die pastore in die gebou vanoggend sal weet, kry ons mense wat kom en hulle wil net stry oor die woord van die Here. En ek het hulle 'n paar keer gedoen, wat ek by iemand kom en ek begin met hom praat betref wat in die woord staan. En dan sê hy vir my, ek glo nie wat die woord sê nie. Dan vat ek my goed en ek draai om en ek loop weg. Want die enigste manier wat ek jou kan oortuig vandag, dat God is 'n werklikheid, is uit die woord uit. En die woord sê vir ons hierso, as jy sterwe, is daar lewe. As jy kop hier neer lê, gaan jy aan die ander kant jou kop oopmaak. Daar is lewe na die tyd. As Jan kon vanoggend opstaan, en ek vertel jy, as hy opstaan en hy loop deur daai deure en hy hoor dat ons het gebid dat die Here hom moet terugstuur, dan gaan hy ons boude vol ou skoene soek. Maar waar hy nou op die oomblik is, al is hy hartseer, sal hy ook nie verruil vir enigiets op hierdie aarde. Waar hy nou is daar geen pyn. Waar hy nou is daar geen lyding. Hy is in die teenwoordigheid van 'n lewende God. Daar's nie net een nie, daar's baie getuienisse in die woord van God wat vir ons leer dat daar is lewe na die dood. Vir jou en vir my moet ons net so lewe. Dit is nie die persoon wat elke Sondag in die kerk sit. Dit is nie die persoon wat met sy Bybel onder sy arm rondloop, 24 uur op, ook al wanneer hy wakker is. Wat sê hy sal maak? Nee, dit is die man met die lewenswyse van goddelikheid wat daar is. Ek ken baie mense wat met die Bybel rondloop in hulle arm. Wat ek twyfel of dit werklik 'n leerwyse Christelik is. Of in 'n dag en hulle nag dieselfde is. Of soos hy in die kerk is, soos hy by sy huis. Soos hy in die kerk is, soos hy by sy werk. Die Engelse spreekwoord sê, en dit tel soveel meer vir God. Hy sê, you can fool some people sometime, but you can't fool all the people all the time. En as daar iemand wat Jan se hart geken het, en elkeen van julle by die naam geken het, die Bybel sê, hy het jou geken toe jy nog in jou moeder skoot was. Hy ken jou en my, hy ken jou ingang, hy ken jou uitgang. Jy kan dalk vanoggend vir ons sê, pastoor, ek is reg om my God te ontmoet. Maar hy het God dieselfde gedagtes rondom jou. As jy nou jou kop neerlê, of God kom op die wolk om sy kerk te kom haal, waar gaan jy en ek wees wanneer dit gebeur?
5 minute terug is verby. 'n minuut terug is verby. Jy kan niks daaraan verander. Maar wat jy kan verander, is van nou af vorentoe. Ek het 'n goeie vriend van my gehad, Barry Nel, en ons was groot, ons het altyd saam gaan visvang en saam in die berge gaan rondloop. Hy het 'n gemeente gehad in Boksburg, groot gemeente. En hy het 'n vrou ontmoet en sy het in haar lewe kom. In die begin was dit goed as ons as vriende saam was, maar soos dit aangaan, het sy al meer tussen ons gekom. Daai jaloesheid tussen ons gekom. En op 'n dag beslaan die moeder die fan en hulle huwelik is uit mekaar uit. En hy bel my en hy sê vir my, was Pastor Jos, ek wil met jou kom praat. En toe hy by die plek instap, sê ek vir hom, Barry, ek stel nie belang in jou verlede nie. Ek stel nie belang wat jy gister gedoen het. Ek stel nie belang wat jy vanoggend gedoen het. Alwaar ek belang stel, is wat van nou af vorentoe. Jy sien, jy kan nie verander aan die verlede nie. Maar jy kan net aan verander aan die toekoms. Miskien sit jy vanoggend en sê eers, die pastoor, jy ken nie my verlede nie. Ek dink as jy my verlede ken, vir julle almal dink, ja, hy is 'n pastoor. Ouma Lou het altyd gesê, Anna, dat jou kinders nog lewe is Gods wonder. En dit is, elkeen van ons het 'n verlede. Maar dit is nie wat belangrik is nie. Ons kan nie enigiemand van ons veroordeel oor 'n verlede nie. Wat gedoen is gedoen. Dink net God veroordeel ons deur ons verlede. Dan gaan nie een van ons dit maak. En die Bybel leer ons, hy sê, as jy sê jy het nie sonde nie, as jy alleen daar in die duiwel is jou vader. Hy sê dit baie duidelik, dat elkeen van ons sondig daagliks. Elkeen van ons het foute. Maar dit is waarvoor die houtkruis daar was. Want hy betaal vir ons sonde, hy betaal vir Jan se sonde. Hy betaal vir elkeen van julle wat vandag hier so sit sonde. Maar ons as mens kom, soms in die toekoms 'n bietjie verder, as ons in Jan dink, en trek ons die duikpakke aan, ons duik in die diepte van die see, en ons gaan al Jan se foute raai, en sê, ja, maar weet jy, Jan het dit gedoen, Jan het dit gedoen. Nie God se werk nie. God het hom vergewe. Net soos hy jou en my vergewe, en hy vat ons sonde, en hy werk dit in die diepte van die see, en hy dink nooit weer daaraan. Dis wat God se woord is. En dis wat hy sê van jou en van my, as jy na my toe kom, is ek getrou en regverdig om jou sonde vir jou te vergewe. En ek sê jou was wit was soos sneeu, en ek sal nooit weer daaraan dink. Dis 'n belofte van God wat hy sê woord vir jou en vir my gee. Kom ons staan op God se woord vanoggend en sê, Here, U weet dat ek is 'n sondaar. U weet ek het foute. U weet ek het baie verkeerd gedoen. Maar Here, vergewe my. Here, net soos aan die linkerkant van die man wat op die kruis gehang het, sê Here, dink aan my wat hier in die paradys is. En God sê vir hom, vandag sal jy saam met my in die paradys is. Jesus het hom aanvaar net soos wat hy was, met al sy foute en al sy tekortkominge. Het hy al wat hy nodig gehad om sê, hier is ek, Jesus. Vergewe my. Dink aan my wat hier in die paradys is. Dit is nie, jy het nie nodig om hierdie kursus en daai kursus, daai ding, altyd in kerk te wees. Want om kerk te gaan is 'n stap van gehoorsaamheid. God sê in sy woord, ons moet nie versuim om die dienste by te woon, so Sondag net gewoon is nie. Maar dit is 'n stap van gehoorsaamheid. Net soos dit 'n stap van gehoorsaamheid om jou praat nie daaroor nie, maar jou tieners en offerande skerp te bring, so stap van gehoorsaamheid. God gaan nie eendag voor jou, hy het nie Jan gevat en voor hom gestaan en sê, Jan, het jy jou tieners en offerande skerp gegaan? Sê Jan, ek nie altyd nie, sê, ek gaan weg, gaan nie altyd. God is nie so nie, hy gaat jou nie. Dis 'n stap van gehoorsaamheid. Die stap wat jy moet doen om in die teenwoordigheid van God te kom, is om Jesus aan te vaar as jou zaligmaker. Dis al. Dis al stap wat jy nodig het.
Die res is stappe van gehoorsaamheid. Jy moet jou laat doop. Jy moet in God se teenwoordigheid kom. Jy moet in praise and worship met hom wees. Dink net jy's in 'n huwelik met jou vrou en julle praat nooit met mekaar nie. Dink net in 'n huwelik met jou vrou en julle kommunikeer glad. Wat se huwelik is dat? Wat se verhouding het jy met God as jy nie met hom praat nie? Wat se verhouding het jy met God as hy nie in jou teenwoordigheid is nie? Wat se verhouding met God as jy nie vir hom kan sê ek is lief vir jou? Wanneer laas het ek en jy as mens op ons knieë geval en net vir God dankie gesê vir die asem wat ons het? Dankie gesê vir die voedsel op ons tafel. Dankie gesê vir my salaris en my bank. Of aanvaar ons net die dinge wat vanselfsprekend is? Ek het langs Jan se bed gestaan terwyl hy gehyg het na asem. En ek het God dankie gesê. Ek het vir God dankie gesê vir wat hy het. Al was hy besig en hy het reggemaak. Hy het vir sy vrou gesê wat sy moet doen. Hy het geweet hy gaan na God. Hy het vir haar stappe uitgelê wat sy moet doen. Maar hy het dankie gesê vir God. Wat God vir hom beteken het. Kom ons sê vir God dankie vir alles wat hy doen. Ons gaan hierdie liedjie sing, Down on my knees, I'll find my Jesus. En dan terwyl ons hom sing, sê net dankie vir die Here vir wat hy vir jou gedoen het. Kom ons staan op. Down on my knees, I found my Jesus. Down on my knees, I found my Lord. He washes on the mountain, not in the valley, but it was on my knees. I found my Lord. Once I was blind, I could not see the glory of Jesus. So rich and free, I've heard about you. The man of Galilee, I cried and mourned. Oh, help me, please, down on my knees, I found my Jesus. Down on my knees, I found my Lord. It was on the mountain, not in the valley, but it was on my knees. I found my Lord. He took my hands, I held my hand, and he saw the tears that I had cried. Oh, he came down, and held me tight, and he said, my child, you are mine. I laid down, all I need, and I asked the Lord, have mercy, please.
baie hoog om by God uit te kom nie. Dit is net 4 tot 5 tyd tot op jou knieë. Vir jy by God uit. Dit is nie 'n pad van hier tot 'n Durban nie. Dit is net daai klein seer hier is. Kom ons neem ons sit lekker. Johanna. Liewe Pa, ons het die dag die weg is nog gesels het, maar toe is dit te laat. Ons het nie baie tyd saam gehad hierdie jaar nie, maar ek sal Pa se moeite en omgee onthou. Ek hoop Pa is nou by die Here, en dan vir sy kleindochter. Dis jammer ek sal oupa nie meer kan leer ken en tyd saam spandeer nie. Baie dankie vir die bederf vir oupa nog lewe is, maar dit weet. Nou, die eerste brief van sy suster af. Totsiens my Boeta Jannie. Dankie liewe Here dat U my geseën het met die mees amazing Boeta. Ons Jannie. Ek kan nog steeds nie glo ek moet vir jou totsiens sê nie. Jy is nog altyd in my hart, my Boeta, ek het jou so super baie lief. Magda, daar is nie baie om te sê hoe dankbaar ek is vir alles wat jy vir my gedoen het. Jy is my superhero, net soos jy my Janne was. Dankie dat jy agter ons so mooi na hom gekyk het en ons altyd op hoogte gehou het van hoe dit met hom gaan. Jy is regtig 'n seën en ek sê elke dag dankie vir die Here dat hy jou in Jannie se lewe gebring het. Ek is baie lief vir jou en jy sal altyd deel van ons familie wees. Jannie, jy was soms hardkoppig en het jou eie sin gehad vir iemand, maar diep binne was jy net 'n groot teddybeer. Ek gaan al jou voice notes, snaakse kommentaar en gesing vreeslik mis. Maar ek is bly jy is nou veilig by ma en pa in die hemel. Die pyn, lyding en bangwees is nou verby. Rus saam met Boeta. Ek sal vir ewig dankbaar wees vir die tyd wat die Here jou vir ons gegee het. Rus nou in vrede tot ons mekaar weer sien. Baie dankie aan almal wat ons bygestaan het in hierdie moeilike tyd, vir al die gebede, oproepe en liefde en aan my kinders vir julle ondersteuning. Al kan ons nie daar wees nie, as julle almal in ons gedagtes, gebede en harte, met liefde, jou suster en kinders hier in Ierland. Ons gaan die diens van hier ons saam met julle bywoon en aan julle dink. Baie dankie aan die kerk, die pastoor en aan elkeen wat gehelp en ondersteun het. Mag die Here julle almal ryklik seën. Dankie aan Renée, Richard, Chantal, Tian en klein kinders. Hierdie is van Tian, my oom Jannie. Die Here het oom meer nodig gehad as wat die wêreld het. Oom het my en Richard dit altyd gedoen. As ek net aan die woord dink, hoor ek dit sommer met ons stem. Oom was altyd so vrolik en het altyd 'n lekker grappie gehad om te deel. Ek sal nooit kan vergeet op die Desember vakansies wat oom kom kuier het en ons steek gevat het en daai plekkies wat oom altyd gekoop het by die strand. Daar is baie goeie herinneringe en ek sal dit altyd naby my hou en oom onthou. Oom is nou lekker en kuier lekker saam met die beestes en kyk af en glimlag van Tia. Students van Rous, my liefste pa, ek kon nou nie in persoon my pa wees nie, maar ek het elke dag gevra met pa en pa gevideocall soveel as moontlik. Pa het my iets gegee wat geld nie kon koop nie en dit is liefde. My verlange na pa breek my hart, maar nou het ek pa altyd in my hart. Love you, Rous. Hier is van my troon. Liefste pa, waar begin ek? My woorde is min en my hart is gebreek in 1000 stukke. Daar is nie 'n oomblik dat ek nie aan pa dink nie. Ek wil net alle eer en lof aan ons Hemelse Vader gee
dat hy my die eer gegee het om saamgehaal vir die laaste 9 weke te wees. Ek sal al ons spesiale oomblikke vir altyd in my hart koester. Pa is nou verlos van al pa se pynslyding. Rus sag by Jesus se voete tot ons weer ontmoet. Met baie liefde, jou geliefde skoonseun. Dit is van Ellen, oupa, ek sal vir oupa mis en ek sal oupa vir altyd in my hart hou. Ek is baie lief vir oupa. Johanna, dear oupa, I miss you so much. I couldn't wait to see you again, but then you were taken away from me. I wish I could just have said one last goodbye. I love you and will never forget you. Angel, Aiden, dearest Opa Yanni, I love you like a circle that never stops. Thank you, Opa, that you gave me the opportunity to feed you your yogurt in your last days. Thank you for being such a loving Opa to me. Love you, love you, love you from Angel. Sien vanoggend kan ek weet nie wat hulle gelees het. Dis net 'n paar mense wat hy geraak het. Hy het baie mense aangeraak. As ons nou dink, kom ons dink aan die goeie dinge en die goeie dae, die goeie. Daar's soveel Engelse woord baddies daar buitekant. Ons het nie baddies in ons lewe nodig. As iemand jou nie opbou nie, los hom uit. As iemand jou nie goed laat voel nie, laat hom gaan. Koop vir hom 'n kompas en sê wat reg kan en loop. As hy nie goed kan praat nie, as hy, my maat altyd sê, George, as jy nie iets kan goed sê nie, sê niks. Dit is so. Dis die goeie dinge wat ons sterk maak. Dis die goeie en slegte dinge wat ons afbreek. Ons is dankbaar. Ons gaan die persoon vra om ons kom die dankie vir ons sê. Asseblief. Goedemorgen mensen, familie, vrienden, gemeente. Jannie was mijn neef en ik heb hem als Jannie gekend, niet als Jannie, so hij zal altijd mijn Jannie wees. Dit is met diep bedroef, maar met groot dankbaarheid dat die familie van Weile Jannie Tron graag elkeen wil bedanken voor die onvoorwaardelijke ondersteuning. Liefde en deernis wat hulle tydens hierdie moeilike tyd van afskeid ontvang het. Die harte is seer, maar dit is gevul met 'n warmte deur die wete hoeveel Jannie vir so baie mense beteken het. Baie dankie vir julle teenwoordigheid, die drukkies, die trane wat saamgevloei het en die wonderlike herinneringe wat almal gedeel het. Julle liefde dra almal deur hierdie moeilike tyd. Dankie dat julle die laaste keer aan Jannie kom bewys het. Dit is vir ons groot troos om te sien hoe geliefd hy was. Jannie was 'n man van groot geloof en integriteit. En dit is duidelik dat hy 'n diepe impak op ons gehad het. Baie dankie dat julle deel is van ons pad van afskeid en genesing. Dankie vir die gebede en boodskappe van simpatie. Elke gebaar van omgee en klein ook al het 'n verskil gemaak en ons krag gegee. Dankie aan Christa wat vir ons livestreaming op YouTube gereël het. Dankie aan pastoor George en pastoor Hannes vir hulle hospitaalbesoek en gebede by die hospitaal. Dankie ook aan ons gemeente wat gereeld vir Jannie gebid het. Dankie vir die troostryke en besondere lesing in die boodskap wat Jannie se lewe so mooi opgesom het. Dankie aan Johanna en Andries vir die lees van al die briefies van diegene wat nie vandag hier kon lees nie, as ook die naam van foto's van Magda.
Aan Afrop Alberton, dankie vir die professionele en deernisvolle reëlings wat die afskeidsverwaarde gemaak het. Dankie aan Danny wat Jannie se lijk by die rehab daar het, as ook die begrafnisblaadjies wat sy gedoen het, soos wat Magde dit versoek het. Dankie ook aan Rian wat vir ons die begrafnisreëlings gedoen het, en aan Marius wat Jannie vervoer het van die lijkshuis tot by die kerk, en wie ook vir Jannie na die begrafplaas sal neem. Ons sal die Heer die lewe van Jannie troon en bewaar sy nagedagtenis vir altyd in ons harte. Mag God elkeen van julle beskerm en seën vir julle goedhartigheid. Diep dankie namens sy geliefde Magda, sy suster Antoinette, haar familie, sy dogter Ascoorse en hulle familie, en almal wat die wy ons is vandag. It's going to cost you a couple of legs. Ons gaan die draders wat vorentoe roep. Maar eers wil ek net vir ons sussie sê, jy verdien 100 medaljes vir wat jy vir Jan beteken het. Selfs toe hy gesond was in ons gemeente daai tyd, kon hy nie ophou praat van die goedheid en die dankbaarheid vir wat jy vir hom beteken. Die familie en vriende wat om jou is, hulle weet nie wat jy in die laaste ruk deurgegaan het nie. Net God weet. En net weet, daar's 'n kroon vir jou wat wegvat het. En die Bybel sê dit, ons moet omgee vir die mense om ons. En jy het. Ek weet dit is seer vanoggend. Ek weet jy gaan hom mis. En ek weet dit is nie maklike tyd wat voor jou lê. Maar vir in God kan jy 'n bende storm, in God kan jy oorleef. In God is enigiets moontlik. En die dag wanneer jy oor die wenpaal hardloop, sal Jannie daar vir jou wag. Nee, ek weet dit vir 'n feit, want ek het gesien in my, soos ek gesê, in my pa se laaste oomblikke van sy lewe, hy het die mense herken aan die ander kant. Net soos Lazarus, die ryk man Lazarus herken het aan die boesem van Abraham, so kan jy, sal hy jou herken van jy kan. Wees net sterk en ons gemeente is saam met jou. Ons is net 'n foonoproep weg, as jy en ons is altyd daar. Selfde met almal wat vandag hier so sit. Weet net wat jy gedoen het en wees net sterk. Ons gaan vra dat die volgende mense na vorentoe kom vir die Magda, Annelie, Martin, Sarah, Mega en Johnny. Kom ons staan.
klim uit en jy loop self. Nee, ek is jammer, ek wys vir jou. No? If you're not prepared to walk it, you shouldn't be prepared to drive it. Your arm. Ek is in Kazakhstan gevra, het almal in Suid-Afrika bake? Ek sê ja. Ja. Ja, sal jy self seer maak. Staan vir nou eers onder die kosse. Staan net waar jy wil staan. Ry net waar jy wil ry. Namens die familie wil ek sê dankie vir elkeen wat vandag hier so is. Dit beteken vir haar baie. Dit is soms in die tyd van nood wanneer jy sien wie jou vriende en familie is. Dis tyd van nou wat jy weet op wie jy kan staat maak. Ek weet sy het honderde boodskappe uitgestuur vir baie mense en sy het vir my gesê ek moet nog stoele reg hê want sy gaan kerk gaan oorloop. Maar die wat daar vandag is julle en julle wat saak maak. Dit is ons 'n voorreg vandag om te saam met haar en die familie te staan. Ons gaan nou gaan Psalm 23 lees. Dan gaan ek vra vir die familie en die naby familie dat ons net so om mee staan terwyl ons dit laat sak. Wees net versigtig, die grond is mos rondom dit. Daar sit 'n plek vir een daar binnekant. En kom ons daar gaan ons staan.
lees uit Psalm 23. 'n stukkie wat vir my opstaan is die Psalm, die ene wat sê vers 4. Ons gaan nog nie laat sak nie, nommer 4 wil ek graag vir julle lees. Hy sê al gaan ek deur 'n dal van doodskade weer, is ek met jou en saam met jou. Elkeen van ons vandag gaan hier deur 'n dal van doodskade weer. Ons gaan deur 'n tyd van moeilikheid, 'n tyd van hartseer en 'n tyd van seer kry. Maar hy beloof in sy woord, sê hy, ek sal saam met jou gaan. Daar's nêrens wat sê hy gaan dit stop nie. Ons moet deur moeilike tye gaan. Ons moet deur swaar tye, ons moet deur die dood gaan. Die ouetjie vra vir my, die meisietjie vra vir my tot jy dis, "Pastor, hoekom is daar so baie mense dood?" Want dis hulle tyd gewees. Hulle is oud of hulle was siek, hulle was hulle tyd. Maar God sê, as ons daardeur gaan, hy is met ons en saam met ons. Hy is saam met die familie, saam met sy vriende. En God is altyd met ons. Hy sê, ek sal jou nooit alleen los. Ek sal altyd saam met jou wees. Kom ons hou dit vas in ons harte, dat God sê, hy sal altyd met ons, saam met ons wees. As ons deur die dal van doodskade weer, probleme en ook al gaan. Dit is vir ons so 'n riem onder die hart, dat God aan ons gedink het, toe hy die woord geskryf het. Amen. Toe ons gaan Psalm 23 lees. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen velde. Na water waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in spore van geregtigheid om sy naam se ontwil. Al gaan ek ook deur 'n dal van doodskade weer, sal ek geen ontheil vrees nie, want U is met my, U stok en U staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig en teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Met goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here wees tot in lengte van dae. Kom ons sluit ons hoof. Ons hemels God en Vader, Here, vandag sê ons nie vaarwel nie, maar net tot ziens aan ons broer, Here. Ek vra dat U my God, dat U hom teen die boesem sal vasdruk, dat hy sal weet, Here, ons sal hom weer sien. Vader, seën ons nou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en ons dank U daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. God leer ons in die woord, en stop as jy, en tot stop sal jy terugkeer. Kan vra dat die mense kom. Kan ons so omhoog. Ja, kom op.
daar nog iemand wat wil kom? Die kaart gesluit. Die ligte is aan, die flashers is aan, maar niks af. Is daar nog iemand wat wil kom? Ik kan van hier af weer klaar zijn. Dat naar die kerk voor de familie verklaar dat als ik niet aanstap moet wees, kom daar bij de gemeente waar ons nou net was, en ek kan verversings daar aanbied. Dit is nie in praktijk nie te sien. Dit is om vir mekaar by te staan in die tyd van swaar. Hulle gaan nou die graf toe maak as jy wil terugry, kerk is julle welkom, as jy wil bly kan julle